In die nuus vanaand gemengde reaksie op die aanstelling van Rolf Meyer as Suid-Afrika se ambassadeur na die FSA. Die EFF-leier Julius Malema sal na verwagting môre gevonnis word. En die departement van toerisme wil voete lok na minder bekende toeriste aantreklikhede. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus. Die aanstelling van die veteran-politikus en onderhandelaar Rolf Meyer as Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in die FSA het die tonge behoorlik laat klap. Die 78-jarige Meyer vervang Ebrahim Rasool. Rasool is in Maart verlede jaar uit Amerika geskop oor sy openbare kritiek teen die Trump-regering tydens 'n webinar. Meyer se aanstelling kom te midde van vurige verskille en 'n gespanne verhouding tussen die FSA en Suid-Afrika. Trump se uitlatings oor 'n wit volksmoord in Suid-Afrika, sy weiering om die G20 leiersberaad verlede jaar in Johannesburg by te woon, sy hoë invoertariewe teen die land, Suid-Afrika se steun vir Iran en die regering se saak teen Israel in die internasionale geregshof is van die kwessies wat betrekkinge tussen die twee regerings lelik versuur het. Dit het ernstige gevolge vir die Suid-Afrikaanse ekonomie en sy diplomatieke status in die res van die wêreld. President Cyril Ramaphosa glo Meyer het die regte ervaring en vermoëns om die verhouding tot voordeel van Suid-Afrika te herstel. Volgens Ramaphosa is Meyer die bes gekwalifiseerde kandidaat om Suid-Afrika in Washington te verteenwoordig. Rolf Meyer is a South African, a very loyal and patriotic South African who has distinguished himself in a number of areas where he has worked. And yes, he did lead the National Party negotiating team together with myself. He was a cabinet minister in the initial government of national unity and has done very well in those areas. Recently, he's been involved in mediation processes in a number of countries, and that in many ways has sharpened his diplomatic skills. Meyer se politieke loopbaan het in die apartheidsera in die Destyds Nasionale Party begin. As 'n regsgeleerde was Meyer die Nasionale Party se hoofonderhandelaar tydens die veelparty Codesa samesprekings in 1993, terwyl Ramaphosa die ANC verteenwoordig het. Meyer, wat in 2006 by die ANC aangesluit het, was ook betrokke by vredesprosesse in onder meer Myanmar, Rwanda, Burundi, Noord-Ierland en in die Midde-Ooste. Hy het in Julie verlede jaar met die SAIK gepraat oor die betrekkinge tussen Suid-Afrika en die FSA. Some groups from South Africa have now gone out and pretended that they can speak on behalf of South Africans. Quite frankly, Afrikaner groups that went there are not speaking on behalf of me as an Afrikaner, let alone the rest of the nation. So it's distorting the picture as far as South Africa is concerned. And we have to get an aggressive relationship building approach towards the US, I think, as soon as possible. Meyer se aanstelling volg net meer as 'n week nadat Ramaphosa die geloofsbriewe van Amerika se nuwe ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Boesel, ontvang het. Meyer sal na verwagting binne die volgende paar weke sy geloofsbriewe aan Trump oorhandig. Ons praat nou met die politieke ontleder en internasionale betrekkinge-kenner Dr. Oscar van Heerden oor Rolf Meyer se aanstelling as ambassadeur in die FSA. Goeienaand, Dr. van Heerden. Ek wil begin met die vraag, waarom dink jy het die president dit goed gedink om in hierdie stadium vir Rolf Meyer as Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in Amerika aan te stel? Goeienaand Liesel en goeienaand aan die kykers. Jy weet, soos jy self weet en almal weet, die feit dat daar's verskriklike wrywing tussen Suid-Afrika en die FSA. Ons het nou probeer in terme van Ebrahim Rasool, wat geskort was as 'n persona non grata. Ons het probeer met Mcebisi Jonas of hy moontlik die envoy kan word en hy was geweier 'n visa. So ons is hier besig met 'n skaakspel in terme van internasionale verbandinge en ek dink die president het hard en diep gedink watter tipe persoon kan ons vorentoe bring wat
moontlik aanvaarbaar gaan wees vir president Trump en vir Marco Rubio. En ek dink dit was 'n intelligente, 'n strategiese besluit dat Rolf Meyer daai persoon moet wees. Onthou, hy sê eintlik vir Trump, jy weet daai leuns wat jy vertel rondom volksmoord van wit Afrikaners. Ons gee vir jou 'n persoon, 'n wit Afrikaner, 'n man, en iemand wat passies jy weet deelgeneem het van ons nuwe demokrasie in terme van onderhandelinge, die konstitusie en sovoorts. So ek dink dit was 'n baie goeie intelligente besluit. En natuurlik Rolf Meyer het ook die kennis en die vaardigheid om daai tipe van Washington DC se politiek te kan hanteer. So ek dink dat is 'n baie goeie besluit. Wat gaan dit van Meyer verg om betrekkinge met die VSA te verbeter? As 'n mens in ag neem hoeveel die twee lande verskil oor goed soos die volksmoord in Gaza en Suid-Afrika se saak by die internasionale geregshof teen Israel, die land se betrekkinge met Iran, wat gaan dit van Meyer verg om dit te probeer verbeter? Ek dink Rolf moet gaan Washington toe en hy moet 'n speletjie speel wat sê dat dit gaan nie help om te gaan met baie vaste posisies rondom Gaza, rondom ons wetgewing plaaslik en sovoorts. Ek dink hy moet gaan luister. Hy moet nie doen wat Bozell doen hier in Suid-Afrika nie, want anders gaan hy geskort word ook. Ek dink hy moet sy kop laag hou. Die eerste stap is hy moet gaan aanvaar word as die ambassadeur. Ek dink dit is baie belangrik. As Trump en Marco Rubio vir hom kan aanvaar en hy's amptelik die ambassadeur, is dit al klaar 'n groot oorwinning vir die Suid-Afrikaanse regering, nommer 1. Dan, nommer 2, wat baie belangrik is hy moet sy vaardigheid op die spel stel rondom die ekonomiese verbandhouding. Ons weet dat ons probeer om 'n onderhandelings ooreenkoms aan te gaan. Minister Parkstau, minister Steenhuisen en Diesmeer is besig met dit en ek dink Rolf kan 'n rol speel daar om dit te fasiliteer en seker te maak dat ons daai ooreenkoms aangaan. En dan tweedens is dit natuurlik om 'n tipe van 'n kommunikasiestrategie te hê om te sê vir die Amerikaners, nie noodwendig vir Trump se administrasie en die staatsdepartement nie, maar om vir die demokratiese party in die Kongres, die Swart Caucus wat ook in die Kongres is en ander organisasies om saam met hulle vergaderings te hou en 'n kommunikasiestrategie aan te gaan wat sê dat hierdie leuns wat vertel word rondom 'n wit volksmoord, rondom transformasie, wetgewing en dis meer, om dit beter te kan verstaan in 'n sekere mate wat ons gedoen het met ambassadeur Bozell die afgelope paar weke, om hom te vat na die Apartheid Museum toe, om hom te wys wat is ons geskiedenis en om vir hom te maak verstaan hoekom ons regstellende wetgewing moet hê gegee ons geskiedenis. En ek dink Rolf Meyer moet ook daai rol speel, maar dit is nie die primêre rol nie. Dis iets wat sekondêr is. Die primêre rol is om seker te maak, gegee die feit dat die VSA die grootste ekonomie is in die wêreld, dat ons daai ooreenkoms kan aangaan in terme van onderhandelings. Wat is die kans dat die Amerikaners sy aanstelling kan verwerp? Kyk, daar is 'n groot kans. Ons weet natuurlik Trump en Marco Rubio, maar veral Trump kan enige besluit neem. Alhoewel ons probeer vir hom die regte kandidaat gee, en ek dink Rolf Meyer is daai kandidaat. Hy kan nog steeds sê dat hy wil nog steeds vir Suid-Afrika soort van tug. Hy wil nog steeds hierdie veldtog aangaan rondom straf vir Suid-Afrika en gegeewe dit aanvaar ons nou nie vir Rolf Meyer nie. As hy indien dit doen, dan sê hy vir die Suid-Afrikaanse regering in soveel woorde dat ons stel nie belang in 'n verhouding, 'n diplomatiese verhouding met Suid-Afrika nie. En indien hy dit gaan doen, dink ek president Ramaphosa gaan besluit dat gegeewe daai feit, dan moet ons vir ambassadeur Bozell ook vra om terug te keer VSA toe, want as die VSA nie belangstel in 'n diplomatiese verhouding nie, hoekom moet ons dan dit belangstel in?
Baie dankie Dr. Oscar van Heerden, 'n politieke ontleder en internasionale betrekkinge kenner. Honderde EFF-lede het die strate van Kugompo-stad in die Oos-Kaap ingevaar om hul leier Julius Malema in sy vuurwapen hofsaak te steun. Landros Twanet Olivier gaan Malema na verwagting môre vonnis nadat sy hom in Oktober verlede jaar skuldig bevind het op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en die afvuur van 'n vuurwapen in 'n beboude gebied. Malema se medebeskuldigde en leiwag Adrian Snyman is op alle aanklagte onskuldig bevind. Die klagte spruit voort uit 'n voorval tydens die EFF se 5de verjaarsdagvieringe in Julie 2018 in Mdantsane. Die verdediging en die staat het hul betoog ter versagting en verswaring aan die hof voorgelê. Die staat sê indien Malema nie tronkstraf opgelê word nie, sal dit 'n negatiewe indruk skep. Maar Malema se regsverteenwoordiger sê buitestraf is meer gepas omdat soortgelyke oortredings gepleeg is en geen tronkstraf opgelê is nie. We've illustrated that mere possession and discharge do not always mean that there must be incarceration. Each case must be evaluated on its facts. The facts of this case are indeed unique. And we say firstly, possession cases have frequently attracted either suspended sentences or fines. Secondly, discharge cases have also frequently attracted either suspended sentence or fines. And thirdly, principles of sentencing are always applicable. Sending a person to imprisonment merely because they have possessed a firearm with discharge is contrary to the law, in our view. There's no obligation that the court has to imprison somebody for these offences. Maar die staat voer aan dat Malema geen berou getoon het nie en dat hy die hof wou mislei met sy getuienis dat dit 'n speelgoedwapen was. We know for a fact that this firearm was not fired, both of them were not fired innocently. This accused testified he planned it, and when asked why did you choose a particular direction to fire, he says, don't tell me how to fire a shot. I can fire it even from underneath the stage if I feel to do so. It is not innocent. His intention was clear. He was going to do whatever he wanted to do regardless of the circumstances and the situation and the danger it might have caused to the people around him. Malema se regsverteenwoordiger het die aantuigings weerlê. It is not correct for my learned friends to ultimately come to the conclusion that the pattern of sentencing on possession cases reflects custodial sentences of between 7 and 15 years. That's just not part and parcel of the law. So, my lady, what you really have a wide canvas. A wide canvas that starts from wholly suspended, mixed suspended plus fine, or fines. Then it stretches all the way to 15 years. That's the true state of the law. Die EFF-ondersteuners gaan weer vanaand 'n nagwaak in Kugompo-stad hou in afwagting van die vonnis môre. Die bulletin gaan net hierna voort, bly gerus ingeskakel. President Cyril Ramaphosa sê die hervorming van plaaslike regerings is die sleutel om ekonomiese groei te ontsluit. Hy het toegegee dat dit net kan gebeur indien talle diensverskaffing uitdagings opgelos word. Ramaphosa het die hoofrede gelewer by die Nasionale Plaaslike Ekonomiese Ontwikkelingsberaad. Volgens Ramaphosa vind beleggings nie op nasionale vlak plaas nie, maar in munisipaliteite. Everyone who interfaces with small business must be infused with a culture of saying, we want to enable you to succeed in what you do. Daar is ook gevra dat daar wegbeweeg word van gefragmenteerde werkswyses na 'n meer gekoördineerde stelsel. To give effect to this constitutional right of Section 22, we have introduced a series of critical policy interventions. The MSME and Cooperatives Funding Policy, the Red Tape Reduction Framework, the Business Licensing Bill, the National Entrepreneurship Strategy, the Incubation and Business Development Services Policy, the Township and Rural Economic Development and Revitalization Policies. Die groot gaping tussen beleide en die realiteite vir besighede is ook uitgewys. Roads are
of the important development that facilitate economic activities to reach our destination. Transportation of goods to markets, workers to jobs, children to schools, and patients to clinics. Yet many rural municipalities in our communities still really rely on damaged gravel roads that require constant repairs and maintenance. This cycle is costly, unsustainable, and unjust. Afgevaardigdes en ander rolspelers het 'n pleidooi gerig vir werkbare oplossings by die tweedaagse beraad. Paus Leo die 14de het in Kameroen aangekom waar hy met nasionale leiers gaan vergader. Dit vorm deel van sy 11 dae lange besoek aan Noord-Afrika lande. Die paus, oorspronklik van Chicago, het die laaste paar weke al meer uitgesproke geraak oor kwessies van wêreldbelang. Hy het veral kritiek gelewer op president Donald Trump en die Amerikaanse oorlog teen Iran, wat gelei het tot spanning tussen die twee wêreldleiers. Paus Leo gaan in Kameroen aan 'n mis in Bamenda deelneem en 'n vergadering vir vrede in die plaaslike kathedraal hou. Na Kameroen is Angola en Ekwatoriaal Guinea op sy reisplan. Nou tyd vir die markaanwysers, soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Die departement van toerisme het begin om 4 torings by Kaap Agulhas aan die suidelike punt van Afrika op te knap. Dit vorm deel van die regering se projek om toerisme van groot stede na streke soos die Oeverberg uit te brei. Die Kaap Agulhas 4-toringterrein wat met behulp van 'n multimiljoen-randse belegging opgegradeer is daarop gemik om besoekers se ervarings te verbeter en meer toeriste bewus te maak van die besienswaardighede en alternatiewe te bied as net die bekende trekpleisters in die land. This precinct has been expanded. There's now a restaurant. There is courier shops. There are stalls for small businesses. We're handing over this completed site today to the community of the Overberg, and it is having an impact on, the local economy, certainly on the Western Cape economy. And we also say to the communities, come out here and use the facilities for community activities. Meer as 100 mense is in diens geneem tydens die konstruksie met klein ondernemings wat ook as subkontrakteurs aangestel is. Hierdie winkel beteken ongelooflik baie vir ons plaaslike kunstenaars en mense wat kunstvleit, dis 'n mooi Afrikaanse woord vir crafters, kunstvleit. Omdat ons soveel talent het en so capable is om al hierdie goeders te maak en ons wil so graag hê die wêreld moet sien wat doen ons hieronder. Die Kaap Agulhas is 'n internasionaal erkende vlei landgebied wat dit ook deel van 'n globale bewaringsgebied maak. Om 'n balans te vind tussen infrastruktuurontwikkeling en bewaring is 'n uitdaging in die Agulhas Nasionale Park wat oor meer as 20,000 hektaar grond strek. Wildlife protection and the interest of people are interlinked with each other. It is not right that the growing of the economy and creation of jobs on the one hand stands in opposition to protecting the environment. There's a sweet spot, and that sweet spot is what me and my department and SANParks are working on every single day. Besoekers kan nou ook opgeknapte fasiliteite en verbeterde toegang by die terrein geniet. Dis groetheid vir ons na 'n besige nuusdag. Geniet die aand verder. Totsiens. Goeienaand.
Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk by die weer vir ons inhou. Wat vandag gaan betref enkel tot verspreide buie kom voor in die sentrale dele van die land en dit strek tot in die ooste. Sterk wind kan ook verwag word langs die kus. Lig tot matige wind kom voor in die binneland. As ons kyk na môre, enkel tot verspreide buie kom voor in dele van Noord-Kaap, strek oor die suidelike dele van die Vrystaat tot in KwaZulu-Natal, asook in dele van Mpumalanga. Daar is 'n weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir ewige donderbuie en dit kom voor in Noordwes, strek oor die suidoostelike dele van die Noord-Kaap, Vrystaat, Lesotho, asook die westelike dele van KwaZulu-Natal. Rowwe see-toestande kan ook verwag word langs die suidwestelike kus en dit kan navigasieprobleme veroorsaak. Hierdie weerwag geld ook vir môre vir ewige donderbuie en dit kom voor in die sentrale dele van die Noord-Kaap, dele van KwaZulu-Natal, asook in die plateaurand in Mpumalanga. Kom ons kyk na ons minimum en maximum temperature. In Gauteng, 'n koel tot warme dag kan verwag word. Pretoria en Bronkhorstspruit se maksimum is 27 grade. Johannesburg se maksimum is 24. In Limpopo 'n warme dag kan verwag word. Bella se maksimum is 27 met 'n minimum van 16. Messina se maksimum is 28. Dan beweeg ons na Mpumalanga, 'n koel tot warme dag kan verwag word. Die kook styg tot 32 grade. In Skukuza Standerton se maksimum is 26. In KwaZulu-Natal verspreide buie kan ook verwag word hierdie provinsie. Anders is koel tot warm. Richards Bay se maksimum is 27. Kokstad het 'n maksimum 20 grade. In die Oos-Kaap 'n koel tot warme dag kom voor. Willowmore se maksimum is 23 met 'n minimum van 10. Komani se maksimum is 25 grade. In die Wes-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word in hierdie provinsie. Ander is koel tot warm. Vredendal se maksimum is 28. Kaapstad het 'n maksimum 22 met 'n minimum van 11. In die Noord-Kaap wyd verspreide buie kom voor in hierdie provinsie. Ander is koel tot warm. Kalfine het 'n maksimum van 26. Kuruman se maksimum is 25 met 'n minimum van 15. Terug in die binneland 'n reënerige dag kan verwag word in die Vrystaat. Ander is koel tot warm. Bloemfontein en Welkom met 'n maksimum van 25 grade. Gariepdam se maksimum is 24. Dan laastens Noordwes 'n warme dag kom voor op met wyd verspreide buie wat verwag kan word. Mahikeng en Ottosdal se maksimum is 27. Bloemhof het 'n mak van 26 asook Taung. Tosca se maksimum is 28 grade. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.